Pieter, baie dankie vir die geleentheid. Julle kan julle Bybels oopmaak by Openbaring 20. In ons gemeente waar ek predikant is, het hulle 'n baie groot oorlosie opgesit dat jy nie oor jou tyd kan gaan nie. Maar hier is nou nie so een nie. En ek weet ek het net 30 minute, maar ek het nou nie 'n idee hoe laat dit nou is nie. Goed, maar ek het 30 minute nie. Miskien moet ek tog net my foon by my hou, dan kan ek sien hoe loop die tyd. Al dalk het ek nie my foon gebring nie. Dis goed, ek sal vir jou kyk. Dankie. Goed, julle kan julle Bybels oopmaak by Openbaring 20. Ek gaan 5 minute daaraan spandeer dat ons die teks self lees. So broer en suster, terwyl u opsoek, dit is my taak om so 'n bietjie te praat oor verskillende benaderings tot eskatologie wat deur die eeue geheers het en ook ontwikkel het in die kerk van Jesus Christus. En dit is 'n geweldige saak, soos die vorige spreker ook gewys het. Nou, hoe sal mens verskillende benaderings in die eskatologie kategoriseer? Nou, daar's verskillende maniere, maar die beroemdste manier om te onderskei tussen benaderings is dan, soos broer Hannes ook uitgewys het, aan die hand van hoe verstaan mense, hier sit broer Hannes, hoe verstaan mense, hoe verstaan groepe die 1000-jarige ryk van Openbaring 20. Dis die enigste plek waar ons spesifiek die naam 1000 jaar kry. Nou, so ek het gedink om Openbaring 20 te lees en dan aan die hand van Openbaring 20 die verskillende benaderings uit te wys. Ek wil net sê daar's 'n beperking op om iemand se eskatologie net te kategoriseer aan die hand van hoe hy die 1000 jaar sien, want dit is tog baie meer as dit, nê. Maar dit is 'n manier en ek dink dit is 'n sinvolle manier en dit help met gesprek, dit help om daaroor te praat en mekaar beter te verstaan. Maar kom ons lees nou uit Openbaring 20 die eerste 10 verse. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en Magog, om hulle te versamel vir die oorlog en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Ek kan net so sit, dan gaan ek net vir ons lei in 'n kort gebed. Onse Vader, ons dankie vir die woord van ons Here Jesus Christus.
En Vader, ons weet ook dat U woord oor ons toekoms baie belangrik is en dat dit 'n invloed het op hoe ons lewens leef. Daarom vra ons dat U ons deur U Gees sal lei, want U het die skrif ingegee, U Gees het dit ingegee en is alleen die Gees wat dit uitlê, dat U ons as gelowiges sal help, en ook met die tema van vandag. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. So broer en suster, ek gaan nou begin by wat broer Hannes eintlik so bietjie al ingelei het, en dis om te gaan kyk na die verskillende benaderings ten opsigte van die 1000 jaar. Nou, een van die, ek dink, as mens praat oor die 1000 jaar, dan is een van die vrae, is dit 'n letterlike 1000 jaar of is dit 'n figuurlike 1000 jaar? Is dit 'n 1000 jaar wat reeds begin het of is dit 'n 1000 jaar wat nog moet begin? En dan die groot vraag, gaan Jesus hier wees, fisies op aarde met die 1000 jaar, of gaan hy nie hier wees nie? Gaan dit eers daarna wees? Maar daar's ander vrae uit Openbaring 20, wat nogal van belang is, en dit het ek hier in die linker kolom vir julle op die dokument. As mens, ons lees daarvan in daai 1000 jaar is die Satan gebind. Hoe verstaan mens daai binding? Is dit 'n volledige binding, of is dit 'n gedeeltelike binding? Wanneer is die millennium? Oor die wederkoms? Wat is die aard van die millennium? Is dit 'n fisiese een hier op aarde, of is dit 'n geestelike koninkryk? Is dit letterlik 1000 jaar of nie? Hoe verstaan mens die klein tydjie voor die finale toestand plaasvind? En van waar af, hier word in Openbaring 20 gepraat, die heiliges sal saam met Christus regeer in die 1000 jaar, maar van waar af gaan hulle regeer? Gaan hulle van die hemel af regeer of gaan hulle van die aarde af regeer? En dan word daar ook gepraat van die eerste opstanding. Hoe verstaan mens daai opstanding? Is dit 'n geestelike opstanding of is dit 'n fisiese opstanding? En dan 'n ander vraag is ook, hoe verstaan jy die verhouding tussen Openbaring 19 en 20? En uit al hierdie, hoe jy hierdie vrae antwoord, gaan vir jou 'n goeie idee gee van hoe dink die persoon oor eskatologie. Nou, ek wil ook sê, wanneer mens hierdie doen, dan gaan mens bietjie op tone trap, want mens het nou min tyd, en jy gaan sê, dis hierdie beskouing, dis hierdie beskouing, dis hierdie beskouing, maar dit is so geweldig kompleks, soos broer Hannes ook gewys het. Dit is werklik 'n doolhof. Op elkeen van die 4 wat ons gaan uitwys, kan jy letterlik 1000, en dit is nie toevallig nie, maar dis net 'n getal, 1000 verskillende variasies kry. En dalk is dit, luister iemand vanoggend wat homself in 'n sekere benadering sien, maar dan word dit nie presies weergegee soos jy jouself, jou beskouing sien nie. So hê asseblief genade, ons het baie min tyd. En dan wil ek net sê, ek het baie gewerk met 'n boekie wat voorgeskryf word vir studente by Greenville Theological Seminary, dis waar baie van die Orthodox Presbyterian Church in Amerika se studente studeer, of dis een van die plekke waar hulle studeer, en die denominasie, die GKSA waarvan ek deel is, het eenheidsbande met daardie kerk. So dis 'n boekie wat hulle voorskryf, 'n boek, Cornelis Venema, oor die toekoms, the future of everything. Ek kan nou nie sy naam presies onthou nie. Ek het dit eintlik neergeskryf. The Promise of the Future. So ek het baie van dit wat ek met julle deel vandag by hom gekry. Ek dink, broers en susters, om dit eenvoudig vir onsself te maak, daar's eintlik histories net 2 sienings van die 1000 jaar. En dit is die premillennialisme en die postmillennialisme. Premillennialisme sê, dit gaan oor wanneer kom Jesus? Kom hy pre die millennium of kom hy post die millennium? Goed, nou elkeen van die 2, pre- en postmillennialisme, het twee vertakkings, wil mens sê. So kom ons begin by premillennialisme. Daar is 2. Daar is die historiese premillennialisme en daar is die dispensasie premillennialisme.
So kom ons praat net oor die historiese premillennialisme. Historiese of klassieke premillennialisme is, soos Hannes ook gesê het, dit kom uit die vroeë kerk uit, dis al die eeue nog in die kerk teenwoordig. Ek het name soos Justinus Martyr, Irenaeus, Hippolytus, Lactantius, is alles mense uit die vroeë kerk wat hierdie beskouing aangehang het. Mens kan self sê, dis dalk die mees prominente een in die vroeë kerk. Wat die verandering gebring het is Augustinus. Augustinus se studie van Openbaring 20, sy eskatologie het die ding gedraai. Vandag is die van u wat vir John Piper luister, hy het so beskouing, Craig Blomberg en vele ander. En dan as jy lees van die Chiliasme, dit is hierdie een. Die Chilias is nou net die Grieks vir millennium, so S.J. de Tooy was ook 'n historiese premillennialis. Goed, nou wat leer hierdie, wat is hulle beskouing? Hulle sê Jesus kom voor die 1000 jaar, hy kom fisies na Israel toe, daar gaan hy heers vir 1000 jaar, van hulle sê letterlik 1000 jaar, van hulle sê nee, dit is nie letterlik 1000 nie, maar Christus fisies liggaamlik koning in Jerusalem. Hulle het ook die klem dat dinge gaan slegter word nou. Dit gaan slegter word totdat Jesus kom. Dit sal jy baie sterk by hulle kry. En dan wanneer Jesus kom, gaan dit 'n goeie era wees, dit gaan goed gaan, vervolging gaan eindig. Daar sal nog min sonde wees, maar dit gaan goed gaan en daar sal vrede en voorspoed op aarde wees, ekonomiese welvaart ensovoorts. Het is belangrik om te verstaan, hierdie mense sien dat dinge gaan slegter en slegter en slegter nou word en dan gaan Jesus se koms baie katastrofies wees. Dit gaan 'n geweldige ding wees wat gebeur. Daar gaan nie 'n geleidelike verbetering van dinge wees tot Jesus kom nie. Dinge gaan nou slegter gaan en goed, hulle het dan ook die beskouing dat die antichrist gaan voor Christus se koms verskyn. Dit lê van waar ons staan in die toekoms. Hy gaan voor Christus se koms verskyn en dan gaan die groot verdrukking gebeur, waarvan ons lees is ek nou by 20 minute? Kan nie wees nie. Ek het nog 20 oor. Dankie. Dankie. Voel beter. So premillennialisme, hierdie historiese premillennialisme sê, die vervolging, die groot verdrukking gaan gebeur voor Jesus se wederkoms. So ons almal wat dan leef, gaan deel hê aan die groot verdrukking. Hulle het ook 'n spesiale plek vir die volk Israel, maar hulle is nie so radikaal soos die dispensasie, wat ons nou oor sal praat, dispensasie premillennialisme nie. Hulle leer 2 liggaamlike opstandings. Ek dink dis belangrik. Ons glo aan die opstanding van die liggaam. Hoe hulle dit verstaan is, hulle verstaan daar gaan 'n opstand met Jesus se wederkoms, gaan die opstanding van al die gelowiges gebeur. Hulle fisiese liggaamlike opstanding gaan gebeur, maar die ongelowiges gaan nog nie opstaan nie. Hulle gaan eers opstaan na die 1000 jaar voltooi is en die finale oordeel plaasvind. Hulle het wel baie meer die klem op dat God een volk het. So hulle het nie die drastiese skeiding en parallelle 2 volke basies wat dispensasie teologie leer nie. En natuurlik leer die historiese premillennialisme dat daar sal 'n grootskaalse bekering wees van die volk Israel. So watter ingesteldheid kan jy by gelowiges verwag wat hierdie siening het? Hulle is pessimisties oor die toekoms. En ek veralgemeen, John Piper sal baie met jou raas as jy vir hom dit sê, maar dit is 'n neiging wat jy kry. Alles is besig in 'n afwaartse spiraal. Hou vas aan jou stoel, bid vir die wederkoms en druk net deur. Die tweede variasie op premillennialisme is dispensasie premillennialisme. En dit is baie belangrik dat ons hiervan kennis neem, want dit is die mees prominente eskatologiese beskouing onder konservatiewe protestante vandag in Noord-Amerika.
Nie in Suid-Afrika gelukkig nie, maar in Noord-Amerika. Dit is die sterkste een. Daar is nie twyfel daaroor nie. Hierdie mense is verskriklik opgewonde oor 1948. Wat daar gebeur het is vervulling van Bybelse profesie. En dit is belangrik om te sê. Goed, en dit is natuurlik nou John MacArthur hulle. Maar hierdie ding kry jy nie in die vroeë kerk nie. Hy het onlangs ontwikkel, 1825 met 'n ou daar in Engeland, is eintlik 'n uur wat dit was, John Darby. En dit is in die VSA uitgebou deur 'n ou met die van Scofield. Hy het ook 'n Bybel aantekeninge gemaak, die Scofield Bible. En daar's ook baie Bybelskole wat hierdie ding baie duidelik leer in die VSA. Masters Theological Seminary, die Moody Bible Institute, dit is baie behoudende instellings, baie behoudende mense wat hierdie beskouing het. So, goed, nou wat is dispensasieteologie? Dispensasie premillennialisme. So dit is hulle deel die Bybel op eintlik, die historiese manier, hoe God deur die eeue met sy kinders gewerk het, in verskillende dispensasies in. Maar daar is 'n geweldige diskontinuïteit tussen elkeen van hierdie dispensasies. Goed so, God het op 'n manier gewerk in die tyd van die tuin van Eden, dis die eerste dispensasie, en toe het hy op 'n ander manier gewerk met sy kinders in die tyd van die menslike regering, dis tussen die sondeval en die groot vloed, en toe het hy weer op 'n ander manier gewerk van Abraham af tot hy die wet gegee het, en toe het hy weer op 'n ander manier met sy kinders gewerk, en so kan hy aangaan. Nou die belangrikste is die laaste 3 dispensasies. Dit help ons om bietjie te verstaan hoe hulle dink. Dit is die bedeling van die wet. Dit is, God het met Israel gewerk, van Sinai af tot met Jesus se kruisiging. Onthou, dis Christene, hierdie mense is Christene, hulle glo die Bybel, maar God het op 'n manier gewerk met hulle. En toe kom hy, die volgende dispensasie is die dispensasie van die kerk, van Jesus se kruis en opstanding af, tot by sy wederkoms. En die gedagtegang is, God het met Israel gewerk, en toe kom Christus, maar Israel, vir wie Christus bedoel is, word deur Israel verwerp, en toe kom daar 'n tussenpose in die wêreldgeskiedenis, waar God nou eers met die kerk gaan werk, met die gelowiges uit ander volke, dis nou ek en jy. So dit is so half 'n pause wat intree. Hy sit dit wat hy aan Israel beloof het op ys, sodat na die era van die kerk, met Jesus se wederkoms, dan gaan die beloftes aan Israel, dan gaan hy weer met Israel werk. Dan het hy klaar met die kerk gewerk, nou gaan hy met Israel werk. En ek dink die probleem is baie sterk. Daar sluip iets in van Israel se saligheid is nie heeltemal op dieselfde manier as wat die res van ons gered word deur Christus alleen nie. Hulle sal dit nie sê nie, maar dis ongelukkig iets wat deurskemer in die teologie. So daar's 'n parallelle, eintlik 2 volke van God. Die kerk is die een en die ander een is Israel. En God werk op verskillende maniere met hierdie 2 volke. Die Ou Testamentiese beloftes is dus spesifiek vir Israel en nie vir die kerk nie. So jy sal baie hoor, mense sal, dis 'n herhalende term, hulle sal praat van iemand wat nie dispensasie leer aanhang nie, as mense van die replacement theology. Dis mense wat Israel replace met die kerk. Terwyl ons glo dis die Bybelse leer dat die kerk is die vervulling, is die Israel van God in die Nuwe Testament. So hulle sal ook sê, die Ou Testamentiese beloftes moet letterlik verstaan word. As Esegiel sê, die tempel sal herbou word, dan gaan die tempel herbou word. Daar kom 'n 3de tempel. As God beloof dat daar 'n seun van Dawid op die troon sal sit, dan gaan hy letterlik en fisies in Jerusalem op die troon sit. Goed, nou, ek gaan so vinnig net vir julle probeer sê, hoe sien hulle die verloop van dinge? So,
wanneer Jesus kom, hy kom voor die 1000 jaar, maar wanneer hy kom hy en hy kom vat die kerk weg, hy raap die kerk weg. Dan gaan hy vir 7 jaar terug hemel toe, en hy gaan nou fees vier saam met die kerk. Terwyl daai 7 jaar gebeur, kom die groot verdrukking op aarde, waar die volk Israel die verdrukking ervaar, en veral die Christene van die volk Israel. So, hier is 'n groot verskil tussen hulle en die klassieke premillennialisme, want die klassieke premillennialisme sê, almal gaan die groot verdrukking kry. Hulle sê, die kerk gaan dit gespaar word. Die kerk gaan nie deel wees nie. Ons gaan weggeraap wees voor dit. Maar dan, in daai 7 jaar, dis dan wanneer volgens hulle Israel tot geloof gaan kom, in groot getalle, amper almal, en dan kom Jesus Christus weer, en hy bring saam met hom die Joodse gelowiges wat nou opgestaan het, en hy regeer in Jerusalem fisies met hulle vir 1000 jaar. Nou ek gaan julle nie moeg maak met hoe hulle dink oor die opstandings nie, want dan gaan my tyd my inhaal. Hulle het 'n verskriklike komplekse verstaan van die opstanding van die liggaam. Daar's meer as een opstanding wat gebeur en so voort. So ek slaan nou die opstanding oor. Hierdie beskouing, het ons nou gesê, is die mees prominente een. En wat is die typiese dinge wat jy van hierdie mense kan verwag? Wel, jy gaan ook 'n negatiewe beskouing van die geskiedenis hê. Dinge gaan nou baie sleg begin gaan. Tot Jesus kom, en dan gaan die dinge nou gebeur, dan gaan hy nou hierdie 1000-jarige ryk wees. Hierdie leer, het Hannes ook uitgewys, is ongetwyfeld een wat 'n geweldige rol speel in wat aangaan in die wêreldpolitiek nou. Die FSA se bondgenootskap met Israel, een aspek daarvan het te doen met dispensasieteologie in die FSA. Dit is ook deel van jou motief om jou ambassade te skuif van Tel Aviv na Jerusalem. Dan kom ons uit by die postmillennial beskouings. Daar's 2. Dis die postmillennialisme en die amillennialisme. Goed, so postmillennialisme, dis in wese dieselfde beskouing, maar daar's 'n klemverskil. So, dit is nou mooi uitgewyd. Die postmillennialisme het meer 'n klem, sy klem is meer nog op 'n fisiese vervulling nou reeds. Daar is postmillennialiste wat beweer, of wat die gedagte koester, dat die millennium is met Jesus se eerste koms ingehuldig, en dit sal ten einde wees met sy wederkoms, maar daar is ook die wat sê, dit is nog nie. Die 1000-jarige ryk gaan eers in die toekoms aanbreek. Nou, tyd ontbreek my om by al die dinge stil te staan. Ek dink, mens moet kennis neem daarvan dat die Puriteine 'n baie sterk inslag gehad het. Mense soos Jonathan Edwards was mense wat hierdie beskouing gehad het. Natuurlik leer dit, Christus kom na die 1000-jarige ryk, maar daar's 'n baie optimistiese beskouing van die geskiedenis. Dinge gaan beter gaan, en dis gebind aan die kerk se gehoorsaamheid. As die kerk sy werk doen, gaan dinge begin beter gaan, mense gaan tot geloof kom, en so voorts. Daai bord daar agter jaag my nou aan. So wat ek dink, wat se ingesteldheid gaan jy van hierdie Christene verwag? Hulle is meer optimisties oor die toekoms van die kerk. Dit is mense wat bereid is om met hoop te leef en hard te werk. Dit is mense wat sukses verwag.
wat in gehoorsaamheid geseën word deur die Here. Dit is so dat 'n oorbeklemtoning soos uitgewys is, ongelukkig ook kan maak dat mense moedeloos word, omdat die vooruitgang wat in hierdie beskouing vasgelê is, nie altyd gesien word nie, en dan word mense moedeloos. Ek dog dinge gaan beter word, en nou kom COVID, en hier kom wette wat eintlik negatief is vir die kerk. En dan laastens die amillennialisme. Dis 'n ongelukkige term, want amillennialiste beskou nie dat daar nie 'n millennium is nie. Hulle beskou dit dat daar wel dit is, maar dit is geestelik. En Jesus het dit ingelei met die eerste koms, en dit sal duur tot met sy tweede koms. Die amillennialisme het tipies die beskouing van die reeds en die nog nie van die koninkryk van God. Baie van die beloftes is reeds in vervulling en sien ons in vervulling gaan, en baie van dit is nog nie volkome nie. Amillennialiste sien ook die positiewe amillennialiste, want jy kry die pessimistiese en die optimistiese. Hulle sal ook 'n beskouing huldig van 'n geleidelike vooruitgang, maar baie meer realisties. Die klem is baie meer realisties. Vervolging gaan nooit ophou nie. Daar gaan nie 1000 jaar goue era aanbreek waar daar geen vervolging meer sal wees nie. Dit sal aanhou deur die eeue, maar daar sal tye wees wat dit meer vel is en tye wat dit minder vel is. Die amillennialiste het 'n minder gladde oorgang tussen die tyd voor die koms van Christus en Christus se koms. Waar jou postmillennialisme leer dat die aarde al beter word met die evangelie wat versprei en toeneem, en daar grootliks vrede op aarde toeneem, kom Christus na 'n wêreld toe wat baie meer in orde is, terwyl die amillennialisme ook 'n meer drastiese koms van Christus verwag. Die aarde gaan nog nie soveel vrede ervaar as wat jy tipies by jou postmillennials kry nie. Ek dink belangrik is daai onderskeid tussen twee groepe binne die amillennialisme. Jy kry jou pessimistiese amillennials en jy kry jou optimistiese amillennials. En ek dink die optimistiese amillennials en jou postmill praat baie dieselfde taal en kom baie naby aan mekaar. Nou, ek gaan nou afsluit met my laaste paar minute en saam met julle na die dokument kyk. Dit het my gehelp om bietjie te verstaan wat die verskillende beskouings is. Ek wil net sê, broers en susters, ek vind myself baie gemaklik tuis in 'n positiewe amelbeskouing. Dis waar ek myself bevind en hoe ek daaroor dink. Maar kyk hoe word tipies Openbaring 20 se verskillende aspekte verklaar deur die verskillende beskouinge. Nou ek het nie dispensasieteologie ingesit nie. Jy gaan 'n groot mate van ooreenstemming kry met Premel. Hoe verstaan hulle die binding van Satan? So Premel verstaan dit nogal as 'n volkome binding. As die Here sê hy bind die Satan, hy sluit hom toe, dan kan jy nie 'n wêreldoorlog hê en dink die Satan is toegesluit nie. By postmill kan jy ook meer 'n klem op 'n meer volledige binding van Satan hê. En dis daardie postmillennials wat sê, maar die 1000 jaar kom nog, want as jy om jou kyk, kan jy tog nie vir mekaar sê die Satan is gebind nie. Terwyl jou amelbeskouing is meer een van God bedoel nie met daai versie dat Satan volkome gebind gaan wees nie, maar spesifiek soos daar in die teks staan, hy is gebind om nie meer die nasies te verlei nie. So tipies sal hulle sê, hy is nou gebind. Die Satan is nou gebind. Die evangelie het sedert Jesus se koms, hy het die sterk man gebind, het die evangelie baie toegeneem, want die Satan is gebind. Hy kan nie meer die nasies mislei soos voorheen nie. Die tweede aspek is die millennium 'n huidige werklikheid. 6 minute, daar sê ek gaan klaar kry. En Bremel sê nee, ons leef nie nou in die 1000 jaar nie, dit kom nog.
Postmill, daar's die variasie, ek het nou maar nee daar gesê, maar dit is ook ja, baie sê ja. Almal is stereotypies die mense wat sê, ja, ons is nou in die 1000 jaar. Ek wil net in die laaste kolommetjie gaan sê, almal wil graag vir Augustinus claim, soos hulle sê. Enige teologiese sienings wil almal sê, maar ek staan in die lyn van Augustinus. Daar is nogal debat tussen die verskillende beskouings, veral tussen Postmill en Amel, maar wat sou Augustinus gewees het as hy 'n handboek gehad het oor die 4 verskillende beskouings? Maar natuurlik is my argument, ek dink hy sou by die Amel ingepas het. Maar ek het net na Dei Civitate Dei gaan kyk, ek het nie, dis 'n groter debat as net my kolommetjies hier. Goed, maar dan die volgende punt is, wat is die aard van die millennium? Is dit 'n fisiese koninkryk hier op aarde, of is dit 'n geestelike koninkryk? En die primals dit is soos Jerusalem, koning Jesus is daar, dis 'n fisiese koninkryk. Dan die Postmills sê, hulle is versigtig om dit te oorvergeestelik, nee. Daar's fisiese implikasies van hierdie koninkryk, terwyl jou almal gaan partykeer die geestelike weer oorbeklemtoon. En dan is dit 'n letterlike 1000 jaar, die premils is die mense wat, veral jou dispensasie premils sê, as daar staan 1000 jaar, dan beteken dit 1000 jaar. Terwyl die ander beskouings nie noodwendig op 'n letterlike 1000 jaar nie, ons het ook gehoor, dit is letterlik 40.000 jaar, maar u sien die verskil. Goed, en dan, wat vir my bemoedigend is, as jy Openbaring 20 lees, dan staan daar van 'n klein tydjie van verdrukking na die 1000 jaar, voor die finale staat. En al die beskouings stem daaroor saam. Jy kan nie van dit wegkom nie, daar gaan 'n kort verdrukking wees, net voor die wederkoms, voor die finale staat ten minste. Goed, nou nog 'n belangrike vraag, daar staan in Openbaring 20 van die heiliges wat op trone sit en saam met Jesus regeer. Nou van waar af regeer hulle? Regeer hulle van die aarde af of van die hemel af? En die premils kan nie anders nie, hulle sê dis van die aarde af. Die mense, dis die Israeliete wat in Jesus glo, wat saam met koning Jesus in Jerusalem letterlik regeer. Die Postmill sê, ons in die ampt van gelowiges, ons regeer mos nou saam met Jesus. Terwyl die Amel sê, ja, ek dink daar's redelik ooreenstemming. Dit is ons wat hier nou leef. Jesus regeer nou, en hy regeer deur ons, deur ons wat hom dien, en ons wat sy woord verkondig. Goed, en dan die eerste opstanding, ons daar in Openbaring 20 staan van die eerste opstanding, wat gebeur aan die begin van die 1000 jaar, of voor die 1000 jaar, dan verstaan die premils, dit is 'n letterlike opstanding, dis wanneer daar 'n opstanding is, so dis hoekom daar meer as een opstanding gaan wees, terwyl die res van ons sê, nee, jy moet daai as 'n geestelike opstanding, dis die wedergeboorte, dis wanneer ons siele in opstaan, ons die lewe kry. En oor sulke mense het die tweede dood, die ewige dood na liggaam en siel geen mag nie, sê Openbaring 20, so dit is die geestelike opstanding. En dan laastens oor die verhouding tussen Openbaring 19 en 20, is dit kronologies? Nou, ek gaan nou nie daarop ingaan nie. Dit gaan oor hoe mense Openbaring lees. John MacArthur gaan Openbaring lees soos 'n kronologiese boek, van hoofstuk 1, hoofstuk 2 volg op hoofstuk 1, 3 op 2, 4 op, terwyl tipies by jou gereformeerdes gaan jy dit meer sien as sikliese, dat Openbaring herhaal dieselfde goed uit verskillende hoeke uit. Maar broers en susters, dis alwaarvoor ek tyd het. Ek hoop dit kan ons help om met mekaar te praat en om so ietsie beter te verstaan. En ek dink, om nie medegelowiges wat 'n ander beskouing het, net nou verstaan, mense kan 'n bietjie beter verstaan waar hulle vandaan kom. En daar's eintlik nog goed wat ek daaroor wou sê. En ek wil dit sê, want ek het nog 2 minute. En dit is, een ouderling het vir my gesê, en ek dink dit sluit aan by broer Hannes, moenie, wat ook al jou beskouing is, moenie dat
jou eskatologie jou verlam nie. Moenie, dit is nie te sê, dinge gaan oor die volgende 10 jaar slegter gaan in Suid-Afrika nie. Wie het so gesê? Waar staan dit? Wat as die gelowiges hulle werk doen? Wat as die kerk sending doen en hulle opdrag uitvoer? Ek het my goed wat ek wou sê, nou nie voorby nie, so dis dalk 'n goeie ding. Baie dankie vir die geleentheid, Pieter. Dankie julle dat julle geluister het.